Ek sit hier in die Nasie in Gesprek warmstoel in die studio hierso op Nasie in Gesprek en ons is aan die einde van nog 'n week by Nampo en nog 'n Nasie in Gesprek reeks en vanjaar was die 14de weergawe van Nasie in Gesprek wat sedert 2013 al op Nampo spesifiek neerslag gevind het. En vanjaar was eintlik 'n besondere jaar. Ons het baie gekyk na verskeie aktuele sake binne in die landboukonteks en om maar net 'n paar te noem, back and closure wat ons weet is werklik 'n krisis vir vleisprodusente. Ons het gekyk na die ekonomiese realiteit wat boere beleef en hoe kom mens dit te bowe? Hoe bekamp jy uitdagings? Wat moet mens doen? Ons het met suksesvolle boere gesels oor daardie onderwerp. Ons het gekyk na die waterkrisis en die verskeie wetlike aspekte wat met water gepaard gaan en die waterverkryging. Dan het ons ook gekyk na die huidige oomblik of die huidige situasie wat die instelling van tariewe op Suid-Afrika se uitvoere en natuurlik die landboubedryf as 'n geheel het en nie net tariewe nie, maar handelsoorloë, die tema van handelsoorloë en natuurlik die situasie binne in die Midde-Ooste wat 'n wesenlike impak het. En dan het ons ook vorentoe gekyk en gesê, wat kan biobrandstowwe, wat se geleenthede is daar vir ons met natuurlik brandstofpryse wat die hoogtes inskiet en die graanpryse wat tans laag is, wat se geleenthede bied die vervaardiging van etanol en biobrandstof verskeie produsente, maar dan ook die privaat sektor en verbruikers ook. En dit is belangrik op daardie punt om te noem dat Nasie in Gesprek is nie net vir boere nie. Dit is nie net vir iemand wat plant of vleis produseer nie, en natuurlik is dit vir daardie mark ook, maar dis vir almal wat binne in die landbouwaardeketting ergens funksioneer. En glo dit of nie, ons almal funksioneer binne in die landbouwaardeketting. As jy 'n verbruiker is, as jy kos eet, is jy binne in die waardeketting van die landbousektor. So jy's die uiteindelike verbruiker. En Nasie in Gesprek het oor die 14 jaar wat hy al bestaan, het hy soveel verskillende temas afgedek en eintlik die waarde van debatvoering moet ons nie onderskat nie. Dit was ook een van ons sessies, maar om die waarde van debatvoering en die waarde van gesprekke binne in 'n sektor wat so 'n kardinale rol in die hele land se funksionering speel en die oorlewing van mense speel. Die waarde van gesprekke, debatvoering moet nie geringskat word nie. Vanuit Nasie in Gesprek het ons hierdie jaar gehoor dat daar verskeie werksgroepe en aksieplanne reeds opgestel is van gesprekke wat verlede jaar plaasgevind het en sowel as gesprekke wat in hierdie week plaasgevind het, is daar al klaar weer aksieplanne om te sê, hoe kan ons tot aksie oorgaan en hoe kan ons die voorstelle wat hier op hierdie stoele gemaak is, hoe kan ons dit implementeer, want hierdie is 'n platform wat vir baie mense waarde bied, maar kern meer oplossings bied. En ons kan debatteer en ons kan verskil van mekaar, maar op die ouend is die belangrikste dat ons met mekaar op 'n oop en eerlike manier kan debat voer, gesprek voer en saam oplossings bedink. En dit is die waarde wat ons kry uit 'n gespreksreeks soos Nasie in Gesprek. En mag ons voortgaan om gesonde debatte en gesonde gesprekke te hê, soos wat ons hierdie week op Nampo ook gesien het. En dankie dat u ingeskakel het. Ons waardeer elke kyk en elke inset.